Ons lees vanmôre uit die Ou Testament, die baie bekende Genesis 22 vanaf vers 1. Abraham moet vir Isak offer. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, ja my seun, toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 verder saamgestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as op brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer na die hemel na Abraham geroep en hy het gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê eed af by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal stede van sy vyande in besit neem. En jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe, en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Vers 20. Nahor se seuns. 'n Rukkie na hierdie gebeurtenis is aan Abraham vertel dat Milka, sy broer Nahor se vrou, kinders vir sy broer in die wêreld gebring het. Hulle is die oudste, sy broer Bus, Kemuel, die voorvader van die Arameërs en ook Keset, Gaso, Pildas, Jedlaf en Beteel. Beteel was die vader van Rebekka. Milka het hierdie 8 seuns in die wêreld gebring en vir Abraham se broer Nahor. Nahor het 'n byvrou gehad, haar naam was Reuma, en sy het ook kinders gehad. Tebach, Gagam, Sagas en Maaka. Dit is Genesis hoofstuk 22. Van die bekendste gedeeltes sekerlik in die Ou Testament, waar die Here by Abraham kom en vir hom beveel om sy kind na die berg toe te vat en te gaan offer. Dan gehoorsaam Abraham. En hieruit kan ons ook sien dat Abraham vertroue daar in die Here gehad het, en hy sê ook dan vir sy seun op diese vraag, dat die Here self die lam sal voorsien. As dit sy seun moet wees, dan is dit so. Maar as die Here iets iemand anders sal voorsien, dan sal dit so wees. Hy sê ook duidelik vir sy slawe, dat ons oor 'n paar dae weer sal terugkom. En dit is net hy en sy seun wat gaan. Nogtans het dit Abraham 'n geruime tyd gevat, jare gevat, om by die punt te kom waar hy bereid was om gehoorsaam te wees. Ja, gehoorsaam die punt waar hy bereid was om sy kosbaarste aan die Here te offer. En dis wat offerlik sekerlik beteken, om jou kosbaarste te gee.
As dit enigiets minder is, dan is dit nie offer nie. Dan is dit net weggee. Dan is dit net terugstaan daarvan. Iets wat jy eintlik nie veel erg aan het nie. Daarom is 'n offer wat die Here vra, gewoonlik van ons kosbaarste, of die heel kosbaarste in ons lewe. Mag jy bereid wees om die Here te vertrou en vir hom te gee wat hy vra. Want ons sien dat die seëninge wat daaruit voortvloei as jy gehoorsaam is, oneindig meer is as die vraag van wat geoffer moet word. Baie seën vir elkeen wat luister.